Jesus, dankie dat ons vanoggend weer net goed is met ons siele. Here Jesus, dankie dat ons weet dat U vanoggend in die plek is en 'n afspraak met ons het. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend net in U teenwoordigheid kan kom en kan weet, Here, ons kan by U voete kom val, Here Jesus. Here Jesus, vanoggend wil ons al die lof en al die eer aan U bring. Vanoggend van ons vir U sê, Here, U is 'n kosbare en wonderbare God, Here Jesus. Here, dankie dat U vanoggend net hier is. Vader, Seun en Heilige Gees, U is so welkom in hierdie plek vanoggend om net met ons te kom deel wat U hart is, Jesus. So sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek dink ons almal moet baie keer met onsself eerlik wees oor waar ons onsself vind. Ons is so bang om vir die wêreld te wys wie ons is en want ons is bang vir kritiek. Ons is bang mense gaan ons judge. Ons is bang mense gaan iets van ons sê waarvan wat ons nie van gaan hou nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat? Wees eerlik met wie jy is vanoggend. Wees eerlik met jouself. Waar vind jy jouself vanoggend? As ek vanoggend vir jou vra, is jy moeg? Steek jou hand op. Wie's moeg? Wie's moeg? Ja, dis lank. Wie voel, hy wens net, die Here wil hom vandag kom haal. Jy voel baie keer so. Jy voel baie keer net, weet jy wat, hoekom moet ek aangaan, waarom moet ek be honest with yourself, because if you can be honest with yourself, you can be honest with God. Ons is so bang vir wat die wêreld van ons sê, dat ons eintlik vergeet, dat God moet van ons, dat ons vergeet oor wat God eintlik van ons sê. Weet jy, ons almal hier so wat hier sit, ek kyk na almal wat hier is, en ons almal het 'n uitdaging, nobody is perfect wat hier sit. Miskien sit jy vanoggend en jy sê, Here, hoor jy my? Hoor jy wat ek vra? Ek bid en ek bid en ek bid en ek bid in die muur vas. Ek moet eintlik vir Edwin kry, want hy doen dit goed. Hy hardloop teen 'n muur vas in die week en om iets te doen, hy wil net en ek dink, dit voel baie keer of jy teen 'n muur vas hardloop en wat jy bid en niks gebeur nie. Miskien sit jy vanoggend en jy sê, Here, hoor jy my? Ek praat, sien jy my raak? Wie kan vir dit ons so gevoel? Veral as jy in 'n moeilike situasie is, dan voel ek vir God hoor jou nie, God sien jou nie, hy ken jou nie, hy wil jou nie. Dis okay. It's all part of life. Die belangrikste ding van dit alles, die crux, die middelpunt wat ek sê, is dat jy met God fokus wees. Dis wat ek vanoggend wil hê, jy moet op God fokus, nie op jou probleme nie op jou uitdaging nie, op niks, fokus op God. As jou fokus God kan wees, sal dit met jou beter gaan. Weet jy wat? Ek het ook al baie keer om dit te kan sê, Here, help my met iets. En ek voel dit vir my, daar gebeur net niks. Ek bid, ek soek, ek smeek. But honestly, where is God? Hy is reg daar by jou. Daar is een ding wat ek en jy moet onthou. God los jou nie, jy los God. Hoor jy wat ek sê? God los jou nie, jy los God. So as jy vandag vir my sê, ek voel so ver van God, ek is omdat jy nie nader is nie. Dis omdat jy nie genoeg tyd maak vir God in jou lewe nie. Want ons het elke verskoning in die boek om nie by God uit te kom nie. Ek is moeg. Ek het nie genoeg tyd in my dag nie. Weet jy wat? Dis all great and all. Maar wat is jy? Klop, of Here klop. Daarboor, kom daarboor. Jy weet van die 5 slim vroukies en die 5 dom vroukies. Ek noem hulle maar die dom vroukies. Want die 5 slimmes het gegaan en hulle het olie en alles reg gehad. Die 5 nie so slim is nie, het laat aangekom by die plek. Kom sê by die hemel. En toe hulle klop, toe wat gebeur? Wie's julle? Ek ken jou nie. So moenie in daai situasie kom wanneer daar geklop word, dan sê die Here vir jou, ek
ek weet nie wie jy nie. Dit is belangrik dat ons 'n verhouding met God het hier op aarde. So, die woorde sê, I tried to pray, but the words aren't coming out the way they used to. Partykeer voel dit so, partykeer is dit maklik om te bid, partykeer is dit net vir ons, jy kan net in God se teenwoordigheid, jy kan net begin bid. Anders kere is ons, ek wil sê, emosioneel onstabiel, en as ons daar is, dan weet ons nie hoe om te bid nie, ons is net van, om te sit. En partykeer is dit nodig. Partykeer is dit nodig om net te sit. En in daai wat jy net sit, maak jou ore oop. Maak jou oë oop wat jy moet sien. En ervaar God in jou lewe. Maar nou gaan ons in, ek gaan dit hier op die stage doen. Ek gaan heel boos staan, en jy moet mooi sien. Ek moet gaan bid. Toch net in. Nou gaan sit jy nou. Nou sit. Okay, Here, hier sit ek. Pas in. Ja, okay, is nie. Ag, weg. Wanneer het jy om kans gegee om met jou te praat? Wanneer het jy om kans gegee om tyd saam met jou te spandeer? Ons is ons baie lief vir ons mans en ons vrouens, né? Jy is lief vir hulle. Jy moet wees, want anders jy moet om te trou. Okay? Of met haar nie. So ons is lief vir hulle. En as gevolg van die feit dat ons lief is vir hulle, wil ons graag tyd saam met hulle spandeer. Reg? En die feit dat nog nie getroud is nie, dis hoekom jy wil trou, net by the way. Dis nou vir die jonges. So ek het 'n begeerte om tyd saam met daai persoon te spandeer. So hoekom het ek en jy nie daai selfde begeerte om tyd saam met God te spandeer? Maar ons wil in die hemel kom. O ja, as ek jou gaan vra wanneer jy hemel toe gaan, dan sê jy, yes, ek wil hemel toe gaan. Wat doen jy om by die hemel uit te kom? Hoeveel tyd spandeer jy saam met God? Ek moet jou ernstig vra vanoggend. Staan jy vroeg op om tyd saam met God te spandeer? Gaan slaap jy later as die res van die familie om tyd saam met God te spandeer? Wat doen jy iewers in jou dag om tyd saam met God te spandeer? Honestly, I need to ask you that. Ons is gou genoeg om te sê, God is nie daar nie. Die eerste probleem wat daar is, die antwoord nie gou genoeg om nie. Ja, God, hy is nie daar nie, hy wil nie vir my luister nie. Maybe the problem is not in you, the problem is by jou. Honestly, where is the problem? Did I lose my faith? God, do I still trust you? Ek lees net die woorde van die song, want ek wil daar's 'n paar goed wat ek vir jou wil uitleg. I tried to worship, but then I lift my hands, it all just feels so empty. Is it the heavy of the world, or is it just me? Though I've sang 1,000 times, you're perfect and you'll never leave my side. Can I be honest? I just want to know that you still got this. When all I'm holding on to is a promise. God, you promise that you will never leave me. When I'm scared of the dark, you're right there with me. Your kindness never fails. It's always reaching after me. But right now, God, all I need is to be honest. God het 'n belofte oor jou lewe. As jy hier sit, het God 'n belofte oor jou lewe. En die feit dat God 'n belofte oor jou lewe het, beteken dit dat God lief is vir jou. Beteken dit dat God in sy volle teenwoordigheid en sy volle glorie by jou sal wees. En weet jy wat? En soos ek sê, ons almal het al gevoel, jy bid in 'n muur vas. Ons almal het al gevoel, Here, waar is U in hierdie situasie waar ek myself vind? He's right there. He's working while you are sleeping. He's working while you are relaxing in your favor.
Maar jy, wat jy is, so jy moet eintlik sê, hallo, my naam is, God is met my. En God los my nie. Oh, I've heard the stories of you showing up when it was least expected. Hoeveel keer in jou lewe het God deurgekom wanneer jy die minste verwag het in jou lewe? Wanneer jy gedink het, dis tyd om op te gee, dan wys God vir jou, hier is die uitweg. Don't give up. Every time you prove your timing always perfect, and the wait was worth it. And again and again and again, see your power coming through. You bring life to what is dead. No, there's nothing you can't do. I believe you did it then, so won't you do it now? Hier is 'n paar geloofshelde in wat ek hierso op het in die muur. Mense wat ek mal is oor in die Bybel. Ek het eintlik nog spasie nodig om nog 'n paar wat ek wil wysig. Maar as ek nou na hulle moet kyk, God het dit vir hulle gedoen in daai tyd. So hoekom sal hy dit nie vandag vir jou doen nie? Want hy bly dieselfde, die woord van God sê, God is elke dag dieselfde, hy moet nooit verander nie. So as hy dieselfde daai tyd was, is hy dieselfde vandag. So as hy vir 'n Dawid en 'n Abraham en 'n Noag en 'n Joshua en 'n Esther en 'n Hannah kon deurkom, hoekom gaan hy nie vir jou deurkom nie? Want hy is net so lief vir jou soos wat hy vir hulle was. God sien jou raak. En jy glo dit nie. So can I be honest, I just want to know that you still got this. When all I'm holding on to is a promise, I say, hold on a minute. God, you promised that you never leave me. When I'm scared of the dark, you're right there with me. Your kindness never fails, it's always reaching after me. But right now, God, all I need is your breath when I can't breathe. Your eyes when I can't see, an anchor as the waves crash all around. Be my heart when I can't feel, and show me something real. Just one taste of heaven here and now. Can I be honest? Can I be honest? I just want to know that you still got this. When all I'm holding on to is a promise. God, you promised that you will never leave me. When I'm scared of the dark, you will be right there with me. Your kindness never fades. It's always reaching after me. But right now, God, all I need, right now, God, all I need is to be honest. So wees eerlik met jouself eerstens volgens, waar is jy in jou verhouding met God vanoggend? God is 'n God van wonderwerke. Ons glo dit, of ons is veronderstel om dit te glo. En ons glo dit, baie keer vir ander mense, maar nie vir ons nie. Want ons dink, dit is nie vir my beskore om in God se teenwoordigheid te kom nie. Dis nie God wil nie vir my 'n miracle doen nie. Hy sal vir Jannie en Sunny en vir Kosie en Pietie en Sari en Martie en al die ander mense in die kerk sal hy dit doen, maar nie vir my nie, want hoekom? Want ek verdien dit nie. Dis juist vir jou wat hy dit wil doen. Miskien moet ek en jy eerlik met onsself wees, as ons daai by dit kan uitkom, dat ek en jy kan sê, hoe ek en jy voel vanoggend. Dan kan jy dit laat maak werk. Moenie skaam wees op die volgende vraag nie. Wie is kwaad vanoggend? Net toe kom, nou skyn heilig wees nie. Wie is kwaad vanoggend? Ja, sê, ek is so bly, jy kan eerlik wees. Want jy moet eerlik kan wees met jouself. Ek is kwaad, ek weet ek kan my ou se kop vermorsel vanoggend. Dis wat ek moet voel. Dis fyn om so te voel. But then you must let go and let God. Hoor jy, Jacqueline? Let God take control now. Dat hy hom vermorsel. En nie ander.
vanoggend, die Here sien my nie raak nie. Kom, sit op punt. Dit is skaam vanoggend, né? Jy moet eers aan jouself kan herken, voor jy dit aan God kan herken. God weet, by the way, hoe jy voel vanoggend. Maar ek en jy moet dit kan uiter. Daar is 'n stukkie in die Bybel, ek kan net nie presies nou onthou waar dit is nie, wat sê, weet jy wat, erken aan mekaar julle sondes. Nou sê, dit is net so, erken aan mekaar, wat is jou probleem? Ek moet dit verander. Ons is mos te skaam, want die wêreld gaan my judge. Die wêreld moet net nie weet, ek is kwaad nie. Die wêreld moet net nie weet, dat dit nie met my goed gaan nie. Die wêreld moet net nie weet, dat dit nie soos lyk soos wat dit lyk nie. Ja. Dis omdat ons so redeneer, dat dit gaan met die wêreld soos dit gaan. Ons krop alles hier op. Jy maak 'n asblik van jou hart. En dan op 'n dag, dan is daar 'n atoomontploffing. En jy het julle al agtergekom, die atoomontploffing gebeur op die verkeerde persoon. Of met die verkeerde persoon. Jy's kwaad vir Sunny, maar jy haal dit op Jannie uit. En nou Jannie moet net bond staan, want hy weet nie wat hy betref. So wees eerlik vanoggend met jouself, waar vind jy jouself? Is jy kwaad? Is jy frustreerd? Is jy hartseer? Glo jy nie dat God jou raak sien nie? Wens jy dat dinge anders te kan wees? Ja. Ons wil dit anders hê. Maar eerstens, moet jy dit aan God kan herken. Dit by die naam kan noem. Dit wat jy ervaar met 'n naam. Miskien het jy volgend ontdek jy met kerk toe kom, dis Sondag. En dit was of jy kerk. Ek wil vir myself in die bed kry. I know what I'm talking about. Ek was ook al daar. En vandag kan ek nie veel wegbring. Want is 'n lekker plek. Want waar God is dit 'n lekker plek. Waar God is, kan dinge verander. Waar God is, kan hy situasies wat vir jou onmoontlik lyk moontlik maak. Kan hy wonderwerke wat gebeur. Hy kan jou gesond maak. Hy kan jou finansiële krisis ontdraai. Hy kan enigiets doen wat jou hart begeer vanoggend. Ons moet net ophou so stubborn wees. Daar is nie 'n ander woord nie. Hardkoppig, dis die Afrikaanse mooi woord. Hardkoppig. Ons moet ophou hardkoppig wees. En toelaat dat God werk. As ek vanoggend jou vra, wie te wonderwerk nodig, en almal dit daar opsteek. Ek dink die skooliere of studente is van, kan ek asseblief net die eksamens af? Ek kyk hulle, ek sien hulle al so sit. Dit is okay om so te voel. Maar weet dat God weet wat jou hart is vanoggend. Miskien moet jy vanoggend net sê, miskien soek jy 'n nuwe werk.
Miskien soek jy net om God se liefde te ervaar. Miskien soek jy dat jou verhouding met jou man en jou vrou sal wees soos wat dit veronderstel is om te wees. Miskien voel jy net so vrek alleen vanoggend. Ek het 'n mooi liedjie vir dit. All by myself. Julle maar kan nie sing nie, so dis hoekom ek nie sing nie. Ek het jou gesê ek kan nie sing nie. Weet jy wat? Eindelik wat ek volgende keer vir jou wil sê, dis okay om nie okay te voel vanoggend nie. Die jaar het sy tol op jou geëis. Great stuff. Jy is aan die einde van 'n jaar. Jy het miskien nie bereik wat jy hierdie jaar wou bereik nie. Ek het glad nie. Eerlik. Daar's nog te veel wat ek wil doen in die jaar is te kort. Ek gaan nie dit alles ingepas kry in hierdie tydjie nie. But 2026 is there. And I'm reaching out to it. So, as jy vanoggend hier is, en jy sê, Here, kom raak aan. Kom verander. Dan het jy net nodig om 'n bold stap te neem. Dis Here, dis ek, Petrus. Ek is moe. Ek weet nie wat lê in die dag van môre nie. Ek weet of jy my miskien kom haal vanaand, ek weet nie. Maar Here, ek wil hê my en u verhouding moet eerstens reg wees. Ek moet eerstens verwagting hê dat God my in die naam ken en weet wie ek is. Nee, Here, ek is nie die ou wat net daar op die stoel gaan sit en wanneer ek nie nodig het, as jy nie gou genoeg antwoord nie, weghardloop nie. Ek wil sit en nog 'n bietjie sit by die koning van die konings. Want ek het nodig om te hoor wat hy vir my sê. Ek het nodig om te hoor wat u hart vir my lewe is. Hier het 'n doel vir my. Wat is dit? Waarheen is jy op pad, Here? Jy het 'n keuse. Life is all about choices. En jy kan kies om hierdie geleentheid vandag net verby te laat gaan. Of jy kan kies om te sê, Here, ek kom luister na wat u hart is. Ek kom luister wat u vir my wil deel en met my wil deel. Wat is u hart? Wat is u uitkyk op my lewe? Ja, Here, ek het 'n paar planne. Maar is dit u planne, Here Jesus? Here, wat is die doel? Wat is my verantwoordelikheid? Hoekom is ek hier? Here, dit raak te veel. Here, maar u weet. Mag die Here jou oë wees, wil ek amper sê, wanneer jy nie wil kan sien. Mag die Here jou ore wees,
wanneer jy nie wil hoor nie. En wat ek daarmee bedoel is, dat jy sal sien wat God sien en wat God hoor vir jou lewe. My vraag aan jou vanoggend is, wat is jou verwagting vir jou lewe met God? Ek wil vir julle Psalm 91 lees. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskik jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees nie, gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donkerte toeslaan of vir siekte wat helder oordag, verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 bly by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer. Sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voete teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly. Die Here sal jou nie in die steek laat nie. Hy is jou vesting. Jy moet hom net vertrou. So hoe vertrou jy vanoggend? Hoe gee jy oor vanoggend? Ek wil hê die worship span moet na vore toe kom. Ek weet hulle het nog 'n paar liedjies wat hulle voorberei het. En ek wil hê you need to surrender this morning. Ek wil hê moet vanoggend, as jy by die kruis moet kom buig, dan kom buig jy by die kruis. As jy net daar waar jy wil sit, wil sê, Here, ek surrender. Ek gee oor. Dan doen jy dit. As jy vanoggend sê, Here, hoor my, sien my, doen dit. Miskien wil jy God vanoggend vra, Here, hoekom kry ek nie antwoord? Hy is besig. God is a miracle worker, a promise keeper, light in the darkness. And when you are sleeping, He's working. When you are driving, He's working. When you're working, He's working. Because He's busy changing your life. So asseblief worship span. Kom ons kom raak net stil. Die wat? Moenie vanoggend hier uitgaan sonder om by God te gewas het. En soos ek sê, asseblief, volgende Sondag gaan ons nagmaal doen. Julle ken hom, julle het al gesê, ons is nie terug. Baie kerke is die eerste Sondag van die maand doen ons nagmaal. Nou ons doen nagmaal wanneer ons voel ons moet dit doen. Selfs al is dit dat ek dit elke dag moet doen of elke Sondag moet doen, vir julle ken ons, hoe ons dit doen. En dis wat vanoggend doen. Ek wil jou nooi na volgende Sondag se nagmaal doen. Want God het weer eens 'n afspraak met jou. Maar gaan vanoggend, wil ek hê, terwyl hulle sing, moet jy vanoggend surrender.
bereid kom vir gebed, as jy welkom, ek sal gaan die voorsorg en vir met jou bid. Dis jou keuse. Dankie. Hemelse Vader, ons kom vanoggend net en ons wil vir dankie sê. Here, dankie dat ons kan kom sit in die teenwoordigheid, dankie dat ons net naby U kan kom, Here Jesus. Papa Vader, dankie vir elke persoon wat vanoggend hier was. Here, dat U 'n afspraak met hulle gehad het, Here Jesus. Here, dankie vir al die goedheid en al die guns, Here. Dankie vir die liefde. Here, dankie dat ons kan vas staan op die woord van en die beloftes wat God het. Here, my gebed is, Here, dat U ons oë sal oopmaak om te sien wat U wil hê ons moet sien. Here, maak ons ore oop om te hoor wat U wil hê ons moet hoor, Jesus. Here, dat ons sal uitgaan in hierdie wêreld en Here, net mense se lewens sal verander waar ook al ons gaan, Jesus. Here, wanneer ons moeg en moedeloos raak, Here, sal ons terugdraai na U toe, Here Jesus. Here, wanneer ons voel ons kan nie meer nie, Here Jesus, sal ons weet dat U ons die krag sal gee, Here Jesus. Here, ek bid vandag, Here, dat U ons sal seën, Here Jesus, daar waar ons ook al is, Here, waar ons gaan. Here, seën ons ingang en seën ons uitgang, Here Jesus. Seën ons familie, seën ons kinders, seën ons man, seën ons vrouens, Here Jesus. Here, maak ons dat ons sal opstaan vir U in hierdie tyd waarin ons leef, Here Jesus. Sodat ons 'n verskil kan maak, Here Jesus. Here, dankie vir die oorwinning wat U elke dag vir ons gee. Dankie dat U ons nooit in die steek laat nie. Dankie dat U ons hand nooit laat gaan nie, Here Jesus. Ek kom net vanoggend, Here, met 'n dankbaarheid in my hart, Here, vir elke persoon wat hier sit. En seën hulle, dat hulle U sal ervaar, Here Jesus, en sal weet dat U God is, Here Jesus. Ek bid dit nou